want ek wil meer soos Jesus wees. En ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin in my voltooi. Sal U my elke dag verander, net soos ek wil. Want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer soos Jesus wees. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Na die vakansie is ons by 'n nuwe jaar, by 'n nuwe hoofstuk in ons reis deur die boek van Matteus en hopelik vir jou en vir my ook by 'n nuwe seisoen van toewyding, van passie en van ywer om die Here in hierdie jaar met ons hele lewe met oorgawe te gaan dien. Ons is in Matteus 13 en in Matteus 13 vertel Jesus die gelykenis van die saaier, een van die bekendste gelykenisse in die Bybel. Jesus gebruik 'n eenvoudige prentjie in sy gelykenis om 'n storie of 'n diep geestelike waarheid te kom vertel of te verduidelik. In Jesus se storie is die belangrike waarheid om te ontdek vir jou en vir my, is dat Jesus oor saad praat. Saad wat gesaai word, maar belangriker, saad wat moet ontkiem en dan daarna moet vrugte dra. So die hele beginsel waaroor sy storie draai, is dat vrugte voortgebring sal word, dat dit die finale uitkoms van die saad sou wees wat gesaai is. En as daar nie vrugte is nie, wel, dan moet ons vra, waar is die saad gesaai of waar is dit geplant, dat dit nou nie vrugte dra nie. Jy sien, die saad in Jesus se storie is dieselfde saad wat net op verskillende plekke geval het, maar die grond waarin dit val, het verskil. Met ander woorde, die kruks van Jesus se gelykenis wil vandag vir jou en vir my kommunikeer dat God se woord die saad is. En dat hierdie saad wat val, moet vrugte oplewer. En hierdie saad is altyd kragtig, maar die ontvangs daarvan hang af van die toestand van jou en my hart, of dan die hart waarin die saad val. Jesus sê in vers 9, wie ore het, moet luister. Dit beteken, moenie net hoor nie, maar verstaan wat hy sê en reageer op wat hy sê. Die saad is goed, want God se woord is lewend en kragtig en in sigself by magte om ons lewens radikaal te kom verander. Jesus verduidelik later dat die saad die woord van God is. Nou die woord is vol lewe en vol waarheid en ook vol belofte om ons lewens radikaal aan te raak en die uitkoms van ons totale lewe te verander. Ons lees daar in Hebreërs 4 vers 12 waar Paulus sê, die woord van God is lewend en kragtig. God se woord bring groei, dit is by magte om herstel te bring en dit bring nuwe hoop.
en soms ook 'n totale nuwe rigting in jou en my lewe. Dis vir hierdie rede dat Petrus in sy eerste boek, in die eerste boek van Petrus 2 sê, dat ons, ek en jy, moet verlang soos pasgebore babietjies na die onvervalste melk van God se woord. Dat ons daardeur sal opgroei tot 'n volwasse man, 'n volwasse vrou. En dat ons volwasse sal raak, sodat ons vrugte kan dra. En die probleem is dis nooit met die saad nie. Dis altyd met die grond, met ons harte. Dat die grond die verlang sal hê in hom. Dat die hart die verlang sal hê, soos 'n babietjie wat verlang na die onvervalste melk van die woord. Elke keer as jy die woord hoor of lees, plant God 'n saad van geloof, van hoop of van verandering hier binne in jou. Die vraag is, gaan dit groei en vrugte dra, of gaan daardie saad verlep en doodgaan? Die grond bepaal dus die oes. Vra maar vir elke boer, die grond moet reg wees om 'n goeie oes op te lewer. Die toestand van die hart bepaal die uitkoms van die vrugte wat in jou en my voortkom. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Daarom sê daardie geliefkoeste skrif wat ons so maklik aanhaal in Jeremia 29 vers 11, sê die planne wat God se woord vir jou en vir my het, is planne van voorspoed. Hoor wat sê die skrif vanmôre. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek weet wat ek beplan met die saad, sê die Here. Die saad van die woord. Ek beplan voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n groot verwagting vir vrugte. Dis presies wat ons teks vandag ook wil sê vir jou en vir my. Daar is niks fout met die saad nie. En die plan van die saad is om voorspoed en 'n toekoms van vreugde en vrede voor te bring. 'n Toekoms van vrugte. Maar baie keer lê die probleem by die grond en nie by die saad nie. By die hart en nie by God se woord nie. Mense wil die vrugte hê, hulle wil die voorspoed hê, maar die grond van hulle harte is hard en droog en vol dorings en klippe, waar die belofte van vrugte baie skraal is, omdat ons nie bereid is om die knie te buig en nie bereid is om gehoorsaam te wees aan dit wat die saad in ons lewe wil voortbring. Jesus praat van 4 soorte grond in hierdie hoofstuk waar hierdie saad moontlik in kan val. Hy praat eerstens van die grond langs die pad. Hy praat van mense wat hoor, maar die vyand kom steel die saad onmiddellik met verkeerde beginsels, verkeerde teologieë. Hulle harte het hard geword, dalk deur pyn of deur trots of soms deur ongehoorsaamheid word hulle harte verhard hier binne. Die tweede grond waarvan hy praat is klipgrond. Mense wat met blydskap sy woord hoor, maar geen wortels kan skiet in die klipgrond nie. Wanneer beproewing kom, nogal deur voorspoed, verdwyn hulle ywer en hulle entoesiasme om gehoorsaam Jesus te volg. Want dit gaan net te goed in hulle lewe. Dan is daar die doringgrond waarvan Jesus praat. Mense wat hoor, maar die wêreldse bekommernisse en hulle eie besige program van me, myself and I verstik die woord en die saad wat in hulle harte geval het. Hulle prioriteite draai net om hulle eie besige belange en hulle eie wêreld.
Daar is 'n spreekwoord wat sê, if the devil can't make you bad, he will most definitely make you busy. Ons is so besig met ons eie dinge, dat ons kwaliteit het vir die Here in ons lewe. So besig met ons selfoontjies, dat ons nie meer uitkom by die woord van die Here. Die laaste grond waarvan Jesus praat, is die goeie grond, die vrugbare grond. Hy praat van die harte van mense wat hoor, die appel van God se woord verstaan, sy roeping tot gehoorsaamheid verstaan, en dan gaan doen, gaan leef, soos die saad in jou wil vrug dra. By sommige word dit 30, by ander 60, en dan by ander 100voudige oorvloed wat voortkom in vrugte. Die verskil lê nie in die prediker of in die kerk of in die omstandighede van jou lewe nie. Dit lê hier in jou hart, daar waar die saad ontvang word. Die geheim van goeie grond is dat goeie grond beteken 'n nederige hart wat ontvanklik is, wat bereid is om te leer, wat oop is, 'n hart wat wil toelaat dat God se gees in sy lewe elke dag werk, 'n gehoorsame hart wat doen wat God se woord sê. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jy sien die bewys dat jy gehoor het, lê in die daad van gehoorsaamheid. Soms moet die Here die harde grond in ons harte kom omploeg deur moeilike tye en deur gebrokenheid, sodat die saad kan ontkiem. Pyn is dikwels God se manier om in jou hart te kom ploeg, om die grond voor te berei vir nuwe groei, vir nuwe lewe en ook vir vrugbare vrugte. Ek sluit af met Jesus se woorde. Wie ore het, moet luister. Jesus sê in vers 13 dat hy in gelykenisse praat omdat mense kyk, maar nie sien nie. Omdat hulle hoor, maar nie verstaan nie. Met ander woorde, hulle wil nie verstaan nie. Hulle ore hou nie van die klank wat hulle hoor nie. Ons gaan na kerke toe wat vir ons net liggies in die ore streel, wat ons nie tot die appel van gehoorsaamheid roep nie. Maar die probleem is van hierdie mense, hulle harte is toe. Ons kan elke Sondag kerk toe gaan, ons kan Bybelstudies gaan hou, ons kan bidure bywoon, ons kan lofprysing en aanbidding sing en bid, en tog steeds niks verander nie. As ons harte nie oop is vir God se gees en vir gehoorsaamheid, sal niks in ons lewe verander of gebeur nie. Ware luister vra aandag, dit vra toewyding en dit vra 'n gehoorsame reaksie. Ek moet afsluit. Die woord is vandag weer gesaai, soos ek hier praat, is die woord gesaai om te val in jou hart. Hoe lyk jou hart vandag? Is jou hart verhard, vol klippe of dorings, of is jou hart sag en ontvanklik vir God se stem in jou lewe, gereed om gehoorsaam te wees? Kom ek en jy bid saam. Kom ons bid saam soos Dawid eenmaal gebid het in Psalm 51 vers 12. Skep in my 'n rein hart, o God, en vernuwe in my 'n standvaste gees. Laat die Heilige Gees jou hart sag maak, sodat die saad van God se woord kan val en dit kan ontkiem en groei in jou lewe. En dan in jou lewe 'n oes van oorvloed en seën kan voortbring. Daardie planne van voorspoed vir die Here en 'n vrugbare en mooi toekoms tot werklikheid kan kom in jou lewe. Planne om jou hart en jou menswees soos Jesus te laat word.
en soos Jesus se hart te laat lyk. Here Jesus, maak my skoon. Maak my skoon van al my eie planne, van al my eie hardheid. Maak my skoon van die klippe en van die dorings wat hier in my hart is. Ploeg, Here, soos U wil hier in my hart, dat U saad daarin kan val en daarin kan groei. Want ek wil meer soos Jesus wees. Ek wil doen wat hy vra. Daar's 'n skrif wat sê, as ons beweer dat ons kinders van God is, moet ons self lewe soos Jesus op aarde geleef het. Here Jesus, maak my skoon, dat die Gees in my kan woon, want ek het dors om naby aan U te kom. Elke treukie wat ek loop, wil ek vashou aan die hoop, dat U deur die Gees my lewe kom verander, want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin in my voltooi, sal U my elke dag verander, net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer soos Jesus wees.